Baie welkom by Pinkster 2020. Ek is so bly jy het ingeskakel, want wat 'n voorreg is dit nie om saam met ander gelowiges Pinkster te kan vier nie. Ek kan nie wag om in hierdie reeks saam met julle te leer en te groei en te ontdek en te verdiep nie. In die Ronnekerk gaan Pinkster hand aan hand met 'n lekker koppie warm sop en 'n broodjie, en as jy dalk by die sop uitgekom het en daar sit ingeskakel met jou sop en jou brood, neem vir ons 'n foto en stuur dit na Ilana toe. Sy gaan 'n foto collage maak, sodat ons sommer vir die lekker en die samehorigheid daarvan kan sien wie het almal ingeskakel en wie groei en ontdek en leer saam. Terwyl ons dan so sit of lê of staan, kom ons praat met ons Here, kom ons bid saam. Heilige Gees, dankie dat ons Pinkster kan vier. Dankie dat U uitgestort is en in ons lewens bly en werksaam is. Dankie dat U ons leermeester, ons trooster, ons leidsman, sommer net ons hoop en ons krag ook is. Ons sien met verwagting en opgewondenheid uit na hierdie jaar se Pinksterreeks, en ons is honger vir U leiding en vir die waarheid van die woord. Kom gesels met ons en kom leer en kom verdiep ons. Ons bid dit in die naam van God die enige Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Die eerste gedagte wat ek sommer so aan die begin van die reeks en aan die begin van hierdie aand se Pinkster boodskap wil deel, is die feit dat dit 'n onbeskryflike gawe en 'n geskenk en 'n voorreg is om die Heilige Gees, wat God is, in ons te kan hê. Net die gedagte van die God van die heelal, wat in geesvorm in my en jou bly, is iets wat ons dadelik onmiddellik moet aanraak en moet aanspreek en twee keer laat dink. Die Heilige Gees is werklik soos 'n vuur, wat individuele gelowiges en dan gemeentes en die groter kerk van die Here Jesus so dinamies en effektief maak, en natuurlik ook dinamies en relevant hou. En as ons praat van gelowiges of gemeentes of die groter kerk dinamies of relevant hou en maak, dan praat ons van gelowiges, van gemeentes, van 'n kerk wat verantwoordelik met impak, effektief en getrou aan die woord, kerk in die wêreld is, liggaam in die wêreld is, met impak in God se koninkryk besig is met dit wat God wil hê ons moet besig wees. Gelowiges en gemeentes en 'n kerk wat hulle goddelike doel opneem en uitleef, en gelowiges en gemeentes wat getrou aan die lering van Jesus Christus daagliks hoop versprei en besig is met krag op die pad wat God wil hê ons moet loop. Daar is teoloë wat sê 'n kerk of 'n gelowige of 'n gemeente is so dinamies as wat hy in voeling is met die werk en die persoon van die Heilige Gees, so dinamies en effektief is as wat hulle toelaat dat die Heilige Gees in en deur daardie gemeente of gelowige dan nou werk. Byvoorbeeld soos die kruisiging en die opstanding van ons Here Jesus is die mees wonderbaarlikste, die mees wonderlikste gebeure denkbaar. En dit hou lewe in vir al wat mense is. Maar as ons nie byvoorbeeld toelaat dat die Heilige Gees
iets soos daardie gebeure 'n werklikheid in ons lewens maak en dit kom vasmaak en dit deur ons lewend maak nie, dan bly 'n verhaal soos daardie 'n sentimentele verhaal waar ons een keer 'n jaar die gemeente met mooi goedjies versier en bietjie sentimenteel raak oor iets, maar dit bly iets sonder impak en sonder effek as ons nie toelaat dat die Heilige Gees dit dinamies en effektief deur ons doen nie. Dan bly mense kerk of 'n gemeente of 'n gelowige wat op jouself ingestel is, wat net na binne gefokus is, en jy raak iets of iemand wat bestaan met min of geen invloed of effektiwiteit in die koninkryk van God nie. As ons nie fyn ingestel is op die Heilige Gees en sy werking nie, dan bly iets byvoorbeeld soos die Bybel ook maar net 'n sentimentele, op 'n manier van 'n dooie boek, 'n gewone boek in ons lewens met bladsye wat nie eintlik betekenis of impak in ons lewens of dan in die koninkryk het nie. En selfs iets soos gebed bly 'n kragtelose, dooie praktyk waarby min mense aanklank vind of waarby min mense betrokke is. Dan ook bly ons diens en ons barmhartigheid en ons evangelisasie en ons samekomste en ons aksies en ons bedieninge iets waarmee ons op 'n manier onsself probeer tevrede stel, en dit gaan oor ons, my gemak, waarvan ek hou, wat ek nodig het in my lewe, wat dit vir my kan beteken, hoe dit by my gemakzone inpas, en dit het onsaglik min vrug of min invloed of min impak en effektiwiteit in 'n wêreld wat Jesus Christus so nodig het. En dit het die Heilige Gees in en deur ons kan kom doen, en danksy die Heilige Gees kan ons dinamiese, effektiewe gelowiges en gemeentes op aarde wees, dinamies en effektief besig wees met God se koninkrykswerk, met disipelmaking en so meer. En dit alles begin op 'n baie spesifieke plek. Daai dinamika, daai effektiwiteit en daai werking van die Heilige Gees begin op 'n baie spesifieke plek. En dit is ongetwyfeld by ons gedagtes, by ons denke. Ons weet self hoe groot invloed, hoe groot impak ons denke op ons het. Ons is elke dag besig met 'n klomp dinge en ons elkeen werk en versamel ons denke en staan op ons denke. En daarom is die fokusteks van vanaand ook, maar deurlopend eintlik, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, soos Efesiërs 5 vers 2 sê. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Dit is dus die beginpunt van die werking van die Heilige Gees in ons, is ons denke. Elkeen van ons se denke. Dit beteken dat die Heilige Gees hier begin en hier gaan werk. En nou kan jy jouself voorstel wat se proses dit is. Ons denke beïnvloed alles, ons hele lewe, ons gesondheid, ons geluk, ons geestelike lewens veral ook, met ander woorde, ons goddelike roeping, ons goddelike doel, ons betrokkenheid, ons effektiwiteit as gelowiges en die invloed en die verskil wat ons maak, ons motiewe, ons intensies, wanneer dit kom by geloof en godsdiens, die verskil wat ons maak in disipelmaking, die rol wat ons speel in die koninkryk van God, dit alles begin hier, en die Heilige Gees werk dus om groot kopskuive te maak, wat ons vat dalk weg van ons eie kopskuive na God se prentjie van en se verstaan van doen. Ons denke werk in beelde, in prentjies. Elkeen van ons kan ons dus sê, het 'n godsbeeld. Dit is jou verstaan of jou denke van God. Elkeen van ons het 'n kerkbeeld, 'n geloofsbeeld, 'n teologiebeeld. Dit is my en jou eie persoonlike verstaan van dinge. Hoe ons dit redeneer, hoe ons dit glo, hoe ons oortuig is, dit word ons opinie, dis ons godsbeeld.
En dis hoekom die Bybel so verskillend geïnterpreteer word en waarom ons dikwels so van mekaar verskil wanneer dit by geloof in die Bybel en die kerk en gemeente wees kom, is as gevolg van ons eie unieke beeld en ons godsbeeld, ons geloofsbeeld, ons teologiebeeld, die verskillende prentjies wat ons elkeen het. Ons meng dit natuurlik met ons persoonlikheid, met die dinge wat in ons lewe gebeur, ons godsbeeld, ons kerkbeeld, ons teologiebeeld word oor baie jare opgebou deur dit wat pa of ma of oupa of ouma of 'n onderwyseres of so aan geglo het en dit op ons oorgedra het, dit waarmee ons persoonlikheid werk en waarmee dit nie kan werk nie, dit wat ons kan inpas by ons denke en dit wat ons nie kan inpas nie. Een van die heel belangrikste dinge om dinamiese gelowiges te wees, om effektief besig te kan wees met ons goddelike doel, om mooi gelowiges, mooi kinders van die Here te kan wees, met mooi en suiwer gesindhede en motiewe, met mooi harte en sagtheid en 'n Christusbeeld wat ons uitstraal, het ons nodig om soms verby ons denke en ons beelde van God en die kerk en so meer te beweeg. En dis waarmee die Heilige Gees ons help. En nie alles dit is verkeerd nie, maar onthou, baie van dit is ons raamwerk, ons voorkeure, ons afkeure, dit wat ons wou hê moes inpas of nie moes inpas nie. En daarom kom die Heilige Gees en hy begin by ons denke om ons prentjie soms bietjie te skuif na God se prentjie toe. Hoe God dink oor homself en wat hy met die woord bedoel het en wat sy teologie is. En dit is so belangrik om daarby uit te kom. En soms is dit 'n harde en 'n moeiliker en 'n seer proses want ons is oortuig van wat ons dink of glo en ons denke is vas. Maar ek dink is vanselfsprekend hoe nodig dit is en hoe belangrik dit is vir die koninkryk. Die Heilige Gees wil my en jou transformeer of nuut skep om meer en meer te wees en te dink en te word soos Jesus. Om die gelowiges te wees met die effektiwiteit en die dinamika wat God wil hê ons moet wees. En daardie transformasieproses begin by ons denke. Die Heilige Gees wil hê ons moet die Bybel interpreteer en verstaan soos wat God dit gegee het. Ons moet skrifgetrou wees. Die Heilige Gees wil hê ons moet dink oor genade en liefde en die versorging saam met barmhartigheid en omgee soos wat Jesus dit gedoen het. Die Heilige Gees wil ons volmaak met die passie van Jesus, sodat ons met die passie van Jesus kan kerk en gelowiges en gemeentes wees. En vir solank ons daarom met ons eie denke en ons eie prentjies, ons eie beelde van God en kerk en so meer besig is dit maar my teologie en my geloofskonsep en my verstaan van God, so dit word amper die Henry Bybel en die Henry gemeente, want die Bybel wat ek verkondig of wat ek lees, is maar soos ek dit sien en verstaan, soos ek daaroor dink, dit wat by my voor- en afkere inpas, dit wat vir my werk of nie werk nie. So ek doen alles vanuit my prentjie. En dis nie verkeerd nie, maar ek het al agtergekom, soms is dit lynreg teenoor God se prentjie van homself en van die woord, en want dit ontstaan uit my voorkeure en my afkeure en dit waarvan ek oortuig is en dit wat aan my oorgelewer is. So ek verkondig iets asof dit in die Bybel staan, maar dan kom ek agter nee, dis wat Henry graag wou hê daar moes staan. Nie een van ons wil regtig kopskuive maak nie, want ons is redelik vas in wat ons glo en wat ons weet, en dis soveel moeiliker om kopskuive te maak as iemand anders vir jou sê, jy moet kopskuive maak of jou denke moet vernuwe of verander word. En in vandag se tyd sien mens al hoe meer, het die Bybel homself al hoe minder invloed op mense se denke.
Jonger mense kan nog van denke verander en nuut word in denke makliker as ouer mense, want hoe lank kom jy nie daarmee saam nie en hoe lank is jy nie al oortuig van iets baie bepaald nie. En daar's baie dinge in ons lewens. Ek loop gelowiges raak wat sê hulle sal nie vergewe nie en dan sê hulle en God sal hulle steeds vergewe, of dis maar net 'n voorbeeld van hoe ons eie Bybels en ons eie konsepte en ons eie teologie geskep het. Kopskuive en denke verg ook 'n stukkie doelbewuste harde werk en stil word en toelaat dat jy iets van jouself agterlos en iets nuuts aanneem. Iets wat dalk nie in jou gemaksones inpas nie, maar wat God jou in wil stuur. En dis dalk ook hoekom ons nie daar gaan nie, of doelbewus daar gaan nie, want ons het nie altyd die tyd of die lus of die krag daarvoor nie, en ek bedoel ons weet wat ons weet, en ons dink soos ons dink, en ons glo wat ons wil, en op 'n manier werk dit vir my, en is okay, seker, maar die moeilikheid is, mens mis so uit, of ons doen baie keer skade in die koninkryk van God, of in ons werk ten opsigte van disipelmaking, of ons liefdesdade, of wat ook al, want dit kom vanuit ons eie denke, of ons eie patrone, of ons eie ritme, en so kan mens maklik 'n Bybel of 'n teologie verkondig wat ongesond of selfs swak is, of regtig selfs skade doen. Jou Bybel klink dalk in jou kop vir jou reg, maar vir 'n ander skrik as hulle hoor wat ek en jy verkondig. Dalk is dit die rede waarom baie kerke ook agterbly en vandag nog kerk is soos wat hulle 50 en 80 jaar terug was, is as gevolg van die onwilligheid om die Heilige Gees toe te laat om te doen wat hy gekom het om te doen, toe te laat om in ons denke te begin en bepaalde kopskuive te maak, groot dinge, maar ook klein goedjies in ons daaglikse handel en wandel ten opsigte van ons as gelowiges, in ons sake, in ons transaksies, in ons besluite, in ons verhoudings en so meer. So moet die Heilige Gees voortdurend nuut skep en ons voortdurend na die suiwer woord toe terugvat, voortdurend na ons doel toe terugvat, voortdurend terugvat na wie Jesus is en hoe hy ons kom leer het. Maar daai onwilligheid om die Heilige Gees toe te laat tot daardie kopskuive en denke verander, dit hou kerke en gelowiges terug, en dan is daar geen groei of effektiwiteit of dinamika waarmee ons in die wêreld kerk is of gemeente is nie. Kerke, gemeentes, gelowiges wat vooruitgaan het, iewers langs die pad toegelaat dat die Gees inkom met daardie werk waarin hy so goed is om ons te kom vernuwe en te kom transformeer en te kom kopskuive maak. Die Heilige Gees en die Christelike geloof is so ontsettend dinamies. Daar is nie nog 'n dinamiese geloof soos die Christelike geloof nie, juis omdat ons die Heilige Gees het, wie se unieke werk dit is om ons voortdurend, daagliks, oomblik vir oomblik te transformeer vanuit ons denke, daagliks met ons besig is ten opsigte van nuutskepping en verandering en vernuwing. Die Heilige Gees wil in ons elkeen besig wees met groot transformasie, en die begin is by ons denke, want as dit verander alles, in ons klein dingetjies in ons lewe en in die groot dinge. As kopskuive gemaak word, begin 'n geloofsfamilie en gemeentes regtig met effektiwiteit gemeente wees. Die probleem is, elkeen van ons is so vas in wat ons glo, so vas in wat ons glo van die Bybel en van God, en ons verkondig dit met oortuiging, en jy kry gemeentes en gelowiges wat vaster staan op dit wat hulle prentjies is en waarin hulle glo, as wat hulle op die Bybel staan of op die nuutskepping werk van die Heilige Gees. Elkeen weet presies wat die Here bedoel met elke woord in die Bybel, en elkeen weet net wie God is en hoe hierdie die beste kan werk. En die Heilige Gees kan nooit kopskuive en gelowiges in daardie mense se lewens doen en hulle harte en hulle gedagtes, hulle denke nuut maak nie. En daai rigiedheid, daai engheid, dit strem die werk van die Heilige Gees, sodat kopskuive en denke verander net nie moontlik is nie. Soveel gelowiges het die houding van I'm the man, ek sal so lank in die kerk en die gemeente bedryf, ek sal so lank in die geloofsgame, ek ken my Bybel deur en deur, my oupa was 'n Christen, my pa was hoofouderling,
ek het die kerk help vestig en bou, dis wat God vir my sê oor dit en dit en dat, en dis wat ek glo, en dit was 100 jaar terug so, en ek is maar vandag nog daar, en die geloof, die gemeente, die gelowige verloor sy dinamika en sy effektiwiteit, die Gees kan nie deur ons werk nie. Elke stukkie van kerk en gemeente wees en gelowige wees en die Bybel en ons verhouding met die Here en alles daarmee saam begin by ons denke en word daardeur beïnvloed. 99% van die tyd maak my en jou motiewe en ons voor en ons afkere en ons denke en waarvan ons hou of nie hou nie, hoe ons hierdie pad stap. En dit word ons Bybel en ons teologie en ons konsep. Maar die Heilige Gees wil ons liggame, ons denke ook veral kom detox, soos wat ons baie keer ons liggame detox. Die Gees wil ons breine kom detox, kom uitvee en kom volmaak met dalk 'n paar antivirusprogramme en dan 'n paar programme om ons by God se prentjie uit te bring. Moenie môre aand mis nie, want ons kyk verder na hierdie detox proses en na hierdie werk van die Heilige Gees. Ek sien uit om julle môre aand weer te sien. Onthou die sop en onthou die foto. Mag die Here vir julle goed wees. Totsiens.